Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Goeienaand, baie welkom by Vryspraak, waar ons uit 'n Bybelse oogpunt bietjie luister oor ons vryheidsideaal en dit wat ons hier op Orania wil aanpak. Dis eersdags ook weer ons gelofteviering. En ek sê welkom vir Dominee Ronald Bein van die Oranje Rivier Gereformeerde Kerk as gespreksgenoot vanaand. En ons gaan bietjie rondom die hele gedagte van gelofteviering, die inrigting van die dag en hoe ons ook hier op Orania daaroor dink en doen. Ronald, baie welkom en ons is bly dat jy tyd afstaan om saam met ons te gesels. Dankie Wikus, lekker om saam te kuier. Ek wil by begin afskop oor die formele teks van die gelofte self. In die vertaling, die huidige amptelike vertaling van die gelofte, lei met daai belangrike sinnetjie om 'n huis vir die Here te bou. Ek wil dit sommer maar net bietjie uitlig, dat in die oorspronklike Nederlands staan daar om 'n huis tot ere van sy naam te stig. En 'n mens moenie uit die oog uit verloor dat ons voorouers eintlik twee dinge in gedagte gehad en natuurlik die gelofte kerk in Pietermaritzburg, soos wat ons dit eintlik ook algemeen verstaan en soos wat die Afrikaanse vertaling dan ook eintlik maar deur almal aanvaar word. Dit bedoel dit definitief ook, maar ek dink ons moet ook ruimte daarvoor laat dat die ou boere of die voortrekkers in hulle taalgebruik het hulle baie goed onderskei tussen om te sê hulle bou iets en hulle stig 'n huis. Ons weet dat hulle eintlik vol was van die terminologie of die segsmaniere of die spraakgebruik van veral die Ou Testament met die verbondsleer, en dat hulle op daardie manier ook verwys het na hoe die Here byvoorbeeld in Samuel sal sê die Here stig 'n huis vir Dawid, en dan bedoel hy nie net, hy bedoel daardeur mense, 'n huis in die sin van geslagte, 'n samelewing met ander woorde. So dit is wat ek as openingsskryf wil insit en sê, ons voorouers het definitief met die belofte bedoel nie net die klipsteenkerk gebou op Pietermaritzburg nie, maar hulle het bedoel die inrigting van 'n samelewing, 'n huis wat in die nageslagte deur die Here erken, die Here sal erken en dien. Ek dink die hele gedagte van die herhaling van die gelofte in die volgende geslagte, dat dit ook in hulle agtergrond was. Ek noem dit as openingsskryf. Ja, Wikus beslis, daar's geen kwessie daaroor, hulle het nie gedink aan hulle aanbidding as net 'n gebouetjie wat iewers opgerig word nie. Hulle het definitief gedink aan 'n plek, maar die plek is nie bloot die gebou nie, die plek is die plek waar hulle woon, om die totale woonplek te onderwerp aan die Here ter aanbidding. En so ek stem heeltemal saam in die stig van die huis, gaan dit nie bloot oor 'n gebou nie, dit gaan uiteindelik oor die gemeente, wat dan in die totaliteit van die werklikheid alles aan Christus se heerskappy onderwerp. En dit is nogal interessant dat hulle het byvoorbeeld van die laars gepraat as gemeentes. Dis bly jy noem dit, ek wil nou net daai punt opgemaak het in die beriggewing na die slag, kan dit mens baie duidelik daar kom dat hulle sê die laar het in 3 gemeentes verdeel of so met ander woorde, hulle woord vir gemeente was dus 'n bietjie anders as wat ons dit nou op hierdie stadium verstaan, net as 'n kerklike gemeente. Nee, hulle het so op 'n geloofsvlak, of mens amper sê op 'n burgerlike vlak ook gelowig met mekaar meegeleef, dat hulle as daardie vergadering as 'n gemeente, 'n gemeensaamheid kon praat. Ja, hulle het baie maklik gepraat van dat hulle ook gereformeerde lidmate is. Ja, die 9 Vetrivier artikels het dit baie duidelik gemaak. Hulle het hulle self so verstaan dat
hulle trek eintlik weg dan van die Engelse en dan in die besonder die London Missionary Society. Jy moes as jy oor die grens gaan eers 'n eed sweer dat jy niks met daai London Missionary Society iets te maak het nie. Ja. En hulle het hulle self in daardie sin dis definitief hulle het ook van die Oud-Hollands gepraat, maar hulle definitief as 'n gereformeerde gemeente verstaan, wat burgerlik met mekaar omgaan, as ek jou strekking reg verstaan. Heeltemal reg. Hulle het die voortrekkers wat weggetrek het, was in hulle oë 'n gemeente. Ja. Hulle was verbonde aan mekaar eerstens in Christus. Ja. En natuurlik, nou het hulle burgerlik met mekaar saamgeleef en hulle het gesoek na 'n plek om in vryheid te leef en in spesifiek in vryheid te aanbid. En die huis wat gestig moet word, is die eerste treukie, is 'n gebou wat gebou word, maar die huis wat gestig word is baie meer as dit. Ja. Dis soos jy sê, dis om 'n hele samelewing, dis 'n hele werklikheid waar die werklikheid opgeëis word ter aanbidding van Christus op elke liewe gebied, beslis. Ons moet dalk net hier noem dat die voortrekkers natuurlik baie deeglik onderskei tussen wat nou later die onderskeid tussen kerk en staat genoem word. Deesdae het ons amper 'n skeiding, maar hulle het baie streng onderskeiding gehandhaaf. Met ander woorde, as hulle self as 'n gereformeerde gemeente verstaan het, bedoel hulle nie daardeur dat die kerk dele of die enigste samelewingsverband is nie. Dit moet mens daarom ook uitlig, maar dat hulle die burgerlike lewe nie van God onttrek het nie, of van die verbondsbeloftes van die Here, of die verbondsbevele van die Here nie, as ek jou reg verstaan. Ja, die voortrekkers was, of die meeste van hulle was nie geleerde mense gewees nie, maar dit beteken nie hulle was nie belese mense gewees nie. Hulle die oude skrywers het hulle baie goed geken. Brakel byvoorbeeld, wat oor kerk en staat en politiek, hy het soveel daaroor geskryf. Ja. Daar was 'n baie suiwer verstaan van die verhouding tussen kerk en staat gewees. Ja. Maar om hulle self die gereformeerde gemeente te noem, beteken hulle het werklik vanuit die geloof uitgeleef. Ja. En dan vanuit die geloof uit het hulle ook hulle burgerlike lewe ingerig. Dit beteken nie dat hulle die burgerlike lewe verkerklik het nie, maar dit beteken dat hulle die burgerlike lewe 100% begrond het in terme van die geloof. Hulle het net dit geweet, hulle het dit verstaan, jy kan nie burgerlik gehoorsaam aan die Here leef as jy dit nie begrond vanuit 'n geloofsinvalshoek nie. Kom ons gesels nou 'n bietjie oor dit wat vir ons hier op Orania eintlik natuurlik oorkom, maar laat mens tog bietjie dink daaroor hoekom dit so is. En dit is dat een geslag, ek wil dit aan aanhalingstekens sê, dit waag om gelofte aan die Almagtige te maak en dan hulle nageslag daarby te betrek. Nie net die kinders wat daai tyd gebore was nie, maar hulle bedoeling was definitief dat die wat gebore sal word nog. Ja. En nou kom ons, ek gaan so 'n bietjie duiwels advokaat speel nou, en as ons nou vanuit die liberale of die neoliberale kant wat ons volk eintlik die laaste 2, 3, 4 dekades omtrent verwoes het. As ons daai argumente gebruik, of ek sit daai hoed nou as prins op, en ek kom nou met die argument en sê, maar hoe kan 'n voorgeslag my inperk of namens my 'n belofte maak wat ek nou moet herhaal? Ek was nie daar nie. Dit is honderde jare na die tyd. Waar kry hulle die reg om dit te doen? Is ek nie my eie individu wat self eers mag kan besluit nie, want dis hoe ek het verstaan, die gelofte is nie dat elkeen individueel self besluit nie. Dit beteken jy word nie sê in dit ingebore nie, maar dit is in 'n sekere sin waarop dit neerkom, nie, dat soos wat die nageslagte aangaan, ons en ons kinders hierdie dag sal op 'n bepaalde manier inrig. Ons het nou begin deur te sê dit bedoel 'n samelewing of 'n godgerigte 'n samelewing wat 'n plek wil inrig waar God in alle sfere aanbid word. Dis die punt wat jy net nou gemaak het. Nou is my vraag is, kom ons praat so 'n bietjie met die jonger geslag. En sê goed, miskien het jy nou in 'n huis groot geword wat nie gelofte dag ken nie. Jy is nie noodwendig ateë nie,
Maar jou vertrekpunt is, ek gaan my nou nie laat inbind oor goed wat ek nie self ja of nee voorgesê het nie. Hoe het hulle daaroor geredeneer en hoe sou jy dink moet ons op Oranje daaroor redeneer? Mag ons sê ons en ons kinders, of moet ons eers sê nee, hulle moet maar self besluit? Ja, ek wil weer terugspring na Brakel toe. En dit is dat die voortrekkers het iets soos 'n gelofte of 'n eedswering of 'n verbond met God, het hulle baie goed verstaan. Alles wat ek nou gesê het is sinonieme. Wanneer jy 'n verbond met die Here sluit, dan is dit 'n gelofte. As jy 'n gelofte aan die Here maak, of jy lê 'n gelofte af, of jy sweer 'n eed voor hom dat jy iets gaan doen, dan is jy besig om 'n verbond te sluit. So God as getuie wat van die lewe, en die burgerlike lewe. Ja. Goed. Dit was iets wat vir hulle baie bekend was. Nou, net so vir interessantheid, hier in die vroeg 1600s is daar 4 teologiese proffies in Leiden wat 'n samevatting geskryf het van die gereformeerde geloofsleer. Ons noem dit nou sommer die synopsis, die samevatting daarvan. Hierdie synopsis het 'n ontsaglike invloed gehad op die gereformeerde denke later, byvoorbeeld ook op iemand soos Brakel. Ek kon nog nie bewyse daarvoor gekry het dat spesifieke voortrekkers dit in die hande gehad het nie, maar ek dink nie dit is onmoontlik nie. Maar jy sien die lyne van synopsis, en dan soos dit by Brakel neerslag vind, sien jy byvoorbeeld baie duidelik in die wyse waarop die voortrekkers die gelofte gedoen het teenoor die Here, wat op 9 Desember 1838 die eerste keer daar by Kliprivier naby Ladysmith afgelê is. Nou, in daai opsig wil ek net sê, dit was nie iets wat sommer uit die lug uitgeval het nie. Daar was 'n begronding gewees, en daardie begronding gaan 'n mens byvoorbeeld in synopsis en in Brakel gaan jy baie duidelik kry. Die begronding is natuurlik ook geleë in die Bybel. Dis maar die eerste punt wat ek net wil maak. Goed. Jy noem die woord verbond, met ander woorde, hulle betrek die geslagte in die verbond. Dis nie 'n liberale idee van 'n klomp individue wat net met mekaar eers oor iets moet ooreenkom in die huidige geslag nie, want onthou, dis die groot probleem wat die huidige liberale denke het in die sosiale kontrak idee. Hulle kan nie verduidelik hoekom moet een geslag vir 'n volgende geslag die goed kan oordra nie, terwyl jy sê, as ek jou reg verstaan, by die voortrekkers wat dit vir hulle logiese ding, binne die verbond dat die huisgesin daarbey ingesluit is, nie? En die nageslagte. Ja, mens moet 'n wonderlike ding van die voortrekkers van ons volk is dat die verligting het ons genadiglik gemis. So Kom ons beskryf net vinnig gou die verligting. Dit is die idees wat veral saam met die Franse Revolusie gekom het. Ja, dis idees wat saam met die Franse Revolusie gekom het, wat uiteindelik gesê het, geen God en geen mens bo my nie. Vryheid, gelykheid en broederskap. Gelykheid, vryheid en broederskap. Ja. En daarin vind jy nie net 'n losmaak van God nie, maar jy vind uiteindelik ook 'n losmaak van mekaar. En daarin het die verbond natuurlik heeltemal in die slag gebly. Maar dis eintlik in 'n sekere sin, as mens nou van die skrywers lees wat die boere teekom, die buitelandse skrywers, dan merk hulle twee goed op. Die een is, hulle sê daar is 'n bietjie agterstand aan boekgeleerdheid, maar daar is 'n diep godsvrees by hulle. Ja. Met ander woorde, dis 'n belangrike punt dat die verligtingsdenke of die Franse Revolusie gees het ek stem 100% met jou saam. Ek dink amper in totaliteit in daai tyd by ons volk verbygegaan. En daarin, as mens dit die voorsienigheid van die Here kan sien, kan mens 'n bepaalde beskerming sien van ons. Ja. Dat ons het nie daai revolusionêre, ons het dit nou nog nie. Ons hou nie van die brand en breek ding nie, en daai ding het ons eintlik nog nooit gehad nie. Daar sit iets kosbaars in ons wording geskiedenis, dat daai winde het nie tot by ons gekom nie. Daai kieme het nie in ons weefsel ingekom nie. So die punt wat ek maak is dat die latere liberale goed wat ons nou die laaste 2, 3, 4 dekades het, is eintlik wesingsvreemd aan ons wordingsgeskiedenis. Ja, ons het dit net bloot nie geglo nie. Wat wel interessant is, dat van die predikante in die later 1700s, begin 1800s, kom daarmee na Suid-Afrika toe, van die Nederlandse predikante.
En die boere glo dit net gewoon. En dan is daar's eintlik 'n natuurlike teenreaksie. Is 'n teenreaksie, hulle aanvaar dit net nie. Trouwens, as ek net hieroor dit nog mag sê, en dan wil ek weer terugkom by die verbondsluiting en van die gelofte, is dat ek het nou die dag 'n potsending het ek geluister van dit is van 'n jaar omtrent gelede wat met 'n Nederlandse proffie gepraat het oor hoe hy oor die verligting dink, en hy staan baie afwysend teenoor die verligting en hoe dat die verligting natuurlik die hele Europa vernietig het. En toe het die omroeper vir hom gesê, maar wat van die Afrikaners? En toe sy antwoord vir my merkwaardig. Toe sê die Afrikaners is Calviniste, hulle weet van die verligting niks. Ja. En dis interessant, en dis mense uit ons stamlande uit, as hulle na ons kyk, dan sê hulle maar die verligting het eintlik tot vandag toe in 'n sekere sin die Afrikaners ongeskonde gelaat. Nou goed, as 'n Afrikaner weet ek dat die verligting ons ongelukkig op sommige plekke baie diep getref het, jammerlik, juis by ons akademici en ongelukkig by ons teologiese skole, het die verligting ons baie swaar getref, maar daar is iets in ons vesel wat in opstand is teen die verligting. En dis hoekom ek glo met die Here se genade dit ook weer vir ons makliker sal wees om die hele gemeenskaps raamwerk te herwin, dat ons as gemeenskap saam moet bestaan. En nou, so toe die boere die gelofte teenoor die Here afgelê het, hulle dit volledig gedoen vanuit die verstaan van die verbond, dat die mens onderling aan mekaar aan die Here verbind is. Met ander woorde, jy kan die Here nie individueel aanbid nie. Jy aanbid hom persoonsmatig, maar nooit individueel nie. Jy aanbid hom altyd binne 'n gemeenskap. Goed, en dis maar die verbondsdenke. Die vraag wat ons nou mee te doen kry is, hoe antwoord ons die huidige siening by sekere van miskien selfs die jonger mense wat dalk of nie met geloftedag groot geword het nie, of op 'n hyper-individualistiese manier sê nee, ons kan nie betrek word by wat 'n voorgeslag namens ons besluit het nie. En jy het net voor die musieksnit genoem dat mens die Here persoonlik in gemeenskap aanbid, maar nooit individualisties nie. Wil jy miskien 'n bietjie uitbrei op dit verder? Ja, so die voortrekkers wat uiteindelik die gelofte afgelê het verstaan dat die aanbidding van die Here altyd binne die raamwerk van die verbond plaasvind. Toe hulle die gelofte afgelê het, en so ek sê, dit is, mense kan bietjie na Brakel gaan kyk, jy kan ook na Synopsis gaan kyk, waarna ons net nou verwys het, maar gaan kyk gerus ook na die Bybel, dat wanneer 'n verbond van ons kant af met die Here gemaak is, of wanneer ons van ons kant af gelofte aflê teenoor die Here, kan die nageslag ingebind word daardeur. Nou is die vraag hoekom? En ek wil net byvoorbeeld verwys na Joshua, ons en ons nageslag. Nou die rede daarvoor is omdat die verbond wat die Here met ons gesluit het, altyd op ons nageslag beslag lê. Die Here sê vir Abraham, jou en jou nageslag, so die beloftes van die Here is so kragtig, dit is so heerlik en dit is so wonderlik, dat die Here deur sy beloftes op die nageslag. So as ek jou reg verstaan, dan sê jy binne die verbondsleer, binne die gereformeerde leer wat by die voortrekkers dan lewend was, het hulle nie individualisties gedink nie, hulle het vanuit die verbond gedink, en dit rus dan op, ek dink byvoorbeeld aan die preek van Petrus, Handelinge 2 vers 39, so hierdie belofte kom julle en julle kinders toe, en almal wat die Here wat daar ver is na hom toe sal roep. Met ander woorde, jy sê die verbondsleer is dat die Here sy beloftes bind aan iemand in tyd en in werklikheid, maar dat dit van die begin af die nageslag en selfs die ongebore nageslag insluit, en as mens dit verstaan en jy maak dan weer binne jou tyd 'n gelofte aan die Here terug, dat dit dan eintlik, ek wil nou nie sê outomaties nie die nageslag, en is dit die redenasie wat jy sê? Ja, want nou moet 'n mens ook besef dat die gelofte wat hulle gedoen het, die eedswering voor die Here, was gemeenskaplik. En daai gemeenskaplike eedswering het met ander woorde ook te maak gehad met die bestaan van die volk, met die voortbestaan ook van hulle nageslag, wat die huis moet stig. Ja, goed.
Goed, die oorwinning waarvoor hulle gebid het, was vir die bestaan van die geslagte wat sou kom. Juis omdat dit die kinders se lewe is. Juis omdat dit die kinders se lewe is. Ja. En hoekom die kinders gebind is aan die gelofte, is ter wille van die kinders se lewe. Ja. Want dit is ons lewe om getrou aan die Here te bly, om hom te erken as die een sonder wie daar vir ons geen lewe is nie, om die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Ja. Dis 'n heerlike ding, dis natuurlik geweldig gevaarlik. Ja. Maak geen fout nie, dit is geweldig gevaarlik. Maar daar sit ook iets van 'n bewaring van die nageslag daarin, om te sê dat die voorgeslag het die nageslag verbind om te erken dat hulle hele bestaan afhanklik is van die Here. Gevaarlik, want jy kan dubbel skuldig wees. Daardie gelofte, as die nageslag die gelofte breek, is hulle dubbel skuldig. Ja. Dis 'n troos in die opsig dat die voorouers nie net verstaan dat die Here ons aan hom verbind het nie, maar dat ons ook van ons kant af in ons swakheid en in ons nietigheid ons en ons nageslag aan die Here verbonde wil sien. Ja. Dis wat Joshua doen wanneer hy 'n gelofte aflê. Koning Josia doen dieselfde, Esra doen dieselfde. Ja. Ek wil op hierdie punt net uitlig, en dis 'n pragtige lyn wat jy nou uitlig, met ander woorde die geslagte wat aan mekaar geryg is, en daarmee saam natuurlik die kwessie van die gewete. Daar was nie 'n dwangmatigheid nie, selfs in 1880, net voor Majuba, toe jy die Parakraal gelofte gekry het, of die Wonderfontein gelofte, wat uiteindelik maar 'n kontinuering is, of 'n weer 'n herbevestiging is van hierdie selfe verbondsgedagte wat jy nou sê. En dit het ook by Bloedrivier gebeur, die week voor die slag, dat daar pertinent elke keer gesê is dat die wat nie op 'n persoonlike gewetensvlak daarmee saam gaan nie, het die ruimte om wel te onttrek uit die gemeente of die vergadering of daar waar hulle dan beëer gekom het. Met ander woorde, mens moet die twee in balans sien, dat aan die een kant word die geslagte betrek, maar dis op 'n geloofsbinding. Met ander woorde, dis die punt wat jy nou gemaak het. Ja. Maar dis nooit dwangmatig nie. Met ander woorde, dit kan nie sonder geloof verstaan word nie. Ja, glad nie. So dis nie 'n mitiese ritueel nie. Nee, ja. Die saak van assosiasie of disassosiasie van die gelofte was vir die boere ook baie bekend. Trouwens, in Bandjie se weergawe van die gelofte staan daar in hakkies vir die wat dit staan pertinent so. Ja. En daar was enkeles wat nie wou nie. Ja. Ek praat nou bietjie onder korrupsie, soos die ou tannie gesê het, maar ek dink dit was 3 gewees. Ja. Maar jy kon jou by nabaat nie gedisassosieer het nie. Ja, dit was by voorbaat. Ja, die punt is, as jy gebind is, bly jy gebind. As jy gebind. Ja. Maar Wiekers, nou, die vraag is, wat nou van diegene wie se voorouers nie by Bloedrivier was nie? Wat nie deel was van die wenkomando nie, want dit is nogal 'n vraag. En loop dit nou net in die bloedlyn, dis die vraag. Ja, loop dit nou net in die bloedlyn. En mense sou baie daaroor kon redeneer. Ek is redelik seker dat daar van my voorgeslagte nie by deel was van die wenkomando. Maar hoekom is ek aan die gelofte verbind? Wel, ek is aan die gelofte verbind, dink ek, op 2 maniere. Eerstens omdat ek myself werklik verbonde voel aan die gelofte, en dis hoekom ek elke keer ook wanneer die gelofte voorgehou word op 16 Desember staan ek op, en as ons opstaan, dan is dit jou eie binding. Dan is dit jou gelofte. Ja. Maar nou moet ek 'n ding baie mooi onthou. My oorgrootoupa en my grootoupa het ook elke keer opgestaan. Ja. En die oomblik toe my oupa opgestaan het op 16 Desember, toe is ek verbind aan daai gelofte. Ja. Al was hy nie by die slag. Gewees nie. So assosiasie. Omdat dit gaan oor die beskerming van die Here van 'n volk. Dis wat jy eintlik in kort sê. Presies. Ja. So wat gebeur het is dat Bloedrivier en die gelofte van Bloedrivier was toe nie net die saak van die wenkomando gewees nie.
dit het toe die saak geword van die hele volk, want die hele volk het hulle toe begin assosieer daarmee. En die oomblik wanneer hulle self geassosieer het met die gelofte, of kom ons sê dit nou maar baie konkreet, toe hulle opgestaan het, wanneer die gelofte voorgehou word, het hulle gesê, dit is ons en ons nageslag se gelofte. En dit is soos die gelofte uitgebrei het na die hele volk toe. Wel na die grootste gedeelte van die volk toe in alle geval. Daar is waarskynlik Afrikaners, wat hulle self nie daarmee assosieer nie, en wie se voorgeslag hulle nie met daarmee geassosieer het nie. So ek beskou die assosiasie nie per se, dat as jy 'n Afrikaner is jy verbonde daaraan nie. Ek beskou dit so dat wanneer jou voorgeslagte opgestaan het en gesê dis ons gelofte, dan is jy daaraan verbind. Kyk, 'n lyn wat duidelik loop is nou saam met hierdie liberale lyn, maar die mense wat geloftedag nie vier nie, is baie aantoonbaar dat daar 'n ontkerking en 'n ontchristelike lyn plaasvind. Met ander woorde, dit is omdat hulle die Here los, dat hulle nie wil geloftedag vier nie. Dit is nie argumente oor dis te heilig of te dat, of is daai 3 wat hulle weerhou het, dit was godsdienstige argumente, hulle het hulle eie redes gehad, maar dis nie hoekom baie mense dit tans nie vier nie. My hoofse mening, hoekom baie Afrikaners dit nie vier nie, of in die laaste paar dekades eintlik dit getaan het, dit tel daarom nou weer op, is omdat die rug op die Here gedraai is. Daar's 'n ontkersting wat eintlik besig is om pos te vat, wat aan die een kant dit moet 'n groot saak van kommer vir ons wees, en aan die ander kant die herlewing wat daar plaasvind, hoop ons loop dan ook op hierdie lyne dat die verbond regtig verstaan moet word. Ja, nee, beslis. Kyk, Sarel Silje was baie skugter vir die gelofte gewees. Dit het van Pretoria afgekom. Maar hy was nie skugter daarvoor omdat hy op enige wyse God geminag het nie. Omdat dit so heilig is. Dit is juist die teendeel gewees. Hulle het baie meer verstaan dat die Here sy verbond nooit sal vergeet nie, maar dat wanneer ons 'n gelofte aan hom maak, dat hy dit nooit sal vergeet nie. Kom ons praat 'n bietjie oor verbondsverbreking, want eintlik dis wat jy nou op tafel sit, nê. Ons praat nou oor die lyn dat ons die geloftedag vier, nê, maar as ek jou nou reg verstaan en jy sê daar was mense in die voorgeslag wat dit doen, hulle nageslag doen dit nie meer nie. As ek jou argumentasie nou reg verstaan, dan sê jy dis verbondsverbreking, en hoe tree die Here dan teenoor dit op, en is daar Bybelse voorbeelde want dit is 'n saak van vrees, as ek jou reg verstaan. Ja, ek dink so, mense mag sekerlik sê mense is nou fanaties, maar daar's by my geen kwessie daaroor dat die Here onthou die geloftes wat afgelê is, en dis hoekom die Bybel ook sê, moet eerder nie sweer nie. Moet eerder nie 'n gelofte aflê. Maar as jy gesweer het, moenie sê dis 'n vergissing nie. Ja, presies. Dis geweldig gevaarlik. Wieke, ek wonder of mense besef die dag toe hulle belydenis van geloof gedoen het hulle gesweer. Ja, maar hulle het voor die Almagtige gesweer toe hulle belydenis van geloof gedoen het. En die huwelik natuurlik. Ja, en dan kan jy by nabaat ewe skielik sê, jong, maar nou stem ek nie meer saam hiermee en daarmee en ek was te jonk geweest of wat ook al. Jy het gesweer. Die huwelik is presies dieselfde. Dit is die ding van 'n gelofte. Dit is die ding van 'n dit is wat 'n verbond maak, is hierdie heilige element dat jy kan nie sê jammer, ek het soos 'n kontrak, ek het nie die fynskrif gelees. Presies, as jy voor die Here gesweer het jy gesweer, en dis hoekom 'n mens mooi moet besef wat jy doen. Of die dag toe jou kinders gedoop is en toe jy voor die Here gesweer. Met ander woorde, ek dink dit is 'n geweldige ernstige ding wanneer 'n nageslag, as die voorouers gesweer het en gesê het ons staan by die gelofte, en dat die nageslag sê dit bind my nie, dit kan nie. Ja, daar's 'n mooi verhaal in een van die bannelinge wat ek weet nou nie of dit op Salon of was nie, ek het nou die detail bietjie vergeet, maar een van die hutte wat daar was, en dan spesifiek onder die indruk geleef dat die oorlog in 'n sekere sin ook was as gevolg van die nie nakoming van die gelofte voor die oorlogtyd nie. Ja. Hulle was diep onder die indruk onder die indruk daarvan. So ons voorouers het hierdie saak ernstig opgeneem. Hulle het dit verbind aan mekaar gemaak voor die Here as 'n antwoord op die verbond, en hulle definitief die nageslag daarbey ingesluit. Ons moet dus die moed aan die dag lê
om te sê die laaste 2-3 dekades wat dit getaan het ons as volk die Here geterg om hierdie punt te verwaarloos. Dit kan ons so ver gaan om dit te sê. Ek dink so. Die groot gevaar is dat mense, laat ek net dit sê, die krag van die gelofte lê natuurlik nie in die gelofte nie. Maar dit is nie towery nie. Nee, dit is nie towery nie. Ja. Dit is of daar waarlik vrees is vir die een, ware godsvrees, 'n bewende, diep ontzag vir die een teenoor wie die gelofte gemaak is. Dis waar dit lê. En nou kry 'n mens baie uitwasse na verskillende kante toe daaroor. Miskien moet ons weer eens hier sê, Ronald, die laaste, weer eens 2-3 dekades, en dis tipies 'n kenmerk van die liberalisme, het daar, ek wil dit amper noem, 'n geprivatiseerdheid van godsdiens gekom. En nou is die vraag, as ons dus sê, die nie nakoming van die belofte op die lyn soos wat ons dit nou verduidelik het of sien, bring ons dan logies tot die konsekwensie dat die nie nakoming verbondsbreuk teenoor die Here veronderstel, dat dit die woede van die Here oproep, dat dit klomp ander dinge by mekaar bring, en dit bring ons nou by die moeilike saak van volksverootmoediging. Met ander woorde, en ek wil dit beklemtoon, dat ons praat nie nou oor een op een of individuele of persoonlike sienings oor hoe die saak voor die Here uitgemaak word nie, want as ons dit nou reg verstaan, het ons voorouers spesifiek verstaan, dit is nie net hulle in hulle individuele persone wat dit doen nie, maar die gemeente of dan die volk voor die Here. En nou is die vraag, moet ons skrik vir hierdie saak van die verbondsbreuk wat plaasgevind het, want ons het gesê, dit is baie duidelik dat dit het getaan, dit tel nou selfs op, maar selfs nou is dit nie getalle gewys, kan jy konstateer dat die Afrikaners verbondsbreuk pleeg met die gelofte. Ja, ek dink so, en dit het natuurlik van tevore ook getaan, want jy het dit nou genoem, voor die Tweede Vryheidsoorlog, het dit ook weer afgeneem. Trouwens het dit voor die Eerste Vryheidsoorlog ook afgeneem, en as 'n mens nou kyk na die gelofte van Paardekraal, dan vind jy dit weer. En met byvoorbeeld Paul Creer se geloftedag toesprake, en dit was baie keer ook by Paardekraal gewees, dan kom dit na vore, die volk was dikwels nalatig gewees. Die groot oplewing vind ons plaas na die rebellie. Dan is daar 'n wonderlike oplewing wat plaasvind. Maar dan vind ons uitwasse. En ek wil die verbondsbreuk wil ek al klaar daarin verbind dat al sou die volk opgeruk het na die geloftefeesterreine toe, was daar al klare probleem gewees, en ons het dit gehoor in die partypolitieke toesprake op daardie dag. In 1930s, 1940s, daai opkoms van die christelike nasionalisme, daar kom iets by wat nie vroeër daar was nie. Daar kom iets by wat nie vroeër daar was, en dit het al hoe erger geword. Met ander woorde, die verbond kan ook gebreek word, al is jy daar, dat jy jou nie voor die Here verootmoedig nie. As 'n mens mooi daaraan dink, 'n sterk manhouding of dat 'n mens op jouself sou steun, of dat 'n mens dit sou gebruik om iets van 'n volksnasionalisme aan die brand te hou, wat dit ook al mag wees. Maar as 'n mens baie mooi kyk na die gelofte, was die gees van die gelofte was een van diepe verootmoediging voor die Here. Verootmoediging in die sin dat die voortrekkers geweet het, hulle lewe hang in 'n draadjie. Hulle het geweet dat hulle op geen wyse hierdie oorwinning kan behaal uit eie krag nie, en hulle het geweet, as hulle oorwin word, is die hele groot trek daarmee heen, en hulle nageslag is daarmee heen. Want as hulle die Zulus nie kon verslaan nie, was die laars weg gewees. Mense moet onthou, anders as iets soos Veglaar, was
Bloedrivier en die Wenkomando, wat op daai stadium nou nie so bekend gestaan het nie, dit was 'n militêre operasie. Ja. Hulle het in die geloof gaan handel, Ja. maar hulle het in diepe ootmoed gehandel, en dis hoekom Pretorius gesê die het, vrouens en die kinders waaroor die gelofte gemaak het, is 'n paar kilos agter, hulle is in hulle laars, maar hulle is nie verdedig nie, jy weet. Presies. Ja. So, hulle het geweet, dis op 'n mespunt. Daar was 'n diep verootmoediging voor die Here gewees. Elke liewe dag. Dit was uiteindelik dan ook die bedoeling van die gelofte gewees, die gelofte en dan die herdenking van die gelofte. Sy bedoeling was nooit om te sê, ons is iets of ons is iemand nie. Dit was om altyd in die stof voor die Here neer te buig. Wieke ons voorouers het dit verstaan. Die voortrekkers het verootmoediging regtig verstaan. Hulle het dit begryp. En dis my bekommernis, dis iets wat by ons volk al hoe langer en al hoe meer begin verdwyn het. As 'n mens byvoorbeeld nog lees van ou president Paul Kruger, hoe gereeld hy die volk opgeroep het tot verootmoediging en hulle vermaan het om hulle te verootmoedig, en dikwels juis op geloftedag herdenking, dat hy vir die volk gesê het, julle moet julle verootmoedig, julle wonder waarom is dit so droog, en julle wonder waarom die rinderpesse onder ons uitslaan, en hy sê dis omdat die Here se hand op ons rus en ons is hardnekkig. Dit was nie vreemd vir hulle gewees nie. Wanneer laas het ons dit uit 'n volksleier se mond uitgehoor of van 'n kansel afgehoor? Ek het 'n diep besorgdheid dat ons volk verkeer in ontsaglike druk, en ons is in die noute, maar ek hoor nie verootmoediging nie. Ek het regtig 'n besorgdheid daaroor. Wat sou die kern van so Bybels gesien, wat sou die kern van verootmoediging behels? Ek dink die kern van verootmoediging lê daarin, nie dat jy vir die Here vra om jou te help nie. Die kern van verootmoediging lê daarin dat jy besef jy verdien die ewige hel. Dis die kern van verootmoediging. Maar dat jy om Christus wil vashou aan die Here se barmhartigheid. 'n Mens verootmoedig jou nooit in die eerste instansie omdat jy iets van die Here wil hê nie. So dis nie 'n omkooptransaksie. Dis nie 'n omkooptransaksie. Dis nie om arm te druk nie. Ja. Dis omdat jy in jou totale afhanklikheid van die Here na hom toe gaan en sê, net U kan ons red. So in 'n sekere sin, as ek jou wil hoor, dan sê jy dan moet 'n dieper geestelike nugterheid by ons mense kom. Ja. Oor ons situasie tans. Presies. As ons verstaan hoe diep ons nood is, sal ons verstaan ons kan onsself nie red nie. Ja. Beteken dit nou ons moet planloos wees? Die voortrekkers was nie planloos nie. Pretorius, hulle was nie planloos gewees nie. Hulle het hulle planne haarfyn uitgewerk. Ja, wat trouwens tot die oorlog oorgegaan, ja. Ja, maar die grondliggende is om te besef dat ons bestaan is werklik in die hande van die Almagtige. Dis hoe die voortrekkers uitgetrek het, en dis hoe die gelofte, dis die gees waarin die gelofte wat op 9 Desember die eerste keer afgelê is, gedoen is. En ek moet vir jou sê, dit ontbreek myns insiens bietjie by ons, nie bietjie nie, baie. Ek kan nie anders as om te dink aan die koperslang wat koning Hosea vernietig het nie. Die koperslang wat 'n besondere simbool was van die Here se uitredding, wat uiteindelik 'n heenwysing was na Jesus Christus. Ja, miskien moet ons net vinnig daai geskiedenis verduidelik van die slang wat opgehou is. Ja, Moses het op grond van die Here se bevel, toe die Here die slange gestuur. Hy het die slange gestuur as straf. Ja, as straf. En toe die Here vir Moses gesê om 'n koperslang te maak, en as hulle opkyk na die koperslang, dan sal hulle nie sterf as hulle deur die slang gepik is. Maar net die wat opkyk. Net die wat opkyk. Ja, met ander woorde, dan moet dus 'n geloofsgehoorsaamheid wees. Daar moet 'n geloofsgehoorsaamheid wees. En daarin is 'n vooruitwysing na Christus. Christus self sê, wanneer julle my gaan verhoog soos die koperslang verhoog is, wanneer ons in die geloof opkyk na Christus. Maar hierdie koperslang word uiteindelik 'n rede vir geweldige afgoderry. Ja. Onder die Here se volk, en dan koning Hosea, Hizkia, vernietig die koperslang. En so aan die een kant, Wikus, kry ons die nalaat van die gelofte, dat mense dink hulle is nie
gebind aan die gelofte nie, al het hulle voorgeslagte die gelofte wat ons dan moet baie duidelik sê, verbondswraak van die Here oproep. Ja. Goed. En dan kan mens baie keer dit miskyk. Jy kan dink jy het probleme met ander mense, maar dis eintlik God wat slaan as ek reg. Presies. Jy besef nie met wie jy eintlik te maak nie. Wat is jou eintlike probleem? Ja. Dan dink jy jou probleem is jou vyande. Ja. Maar jy besef nie met wie jy eintlik te maak nie. En kyk, op baie plekke in die Bybel sê die Here, ek sal vyande teen jou oproep. Ja. Ja. En dis hoekom ek moet dit maar weer sê, Paul Creer juis op dae soos hierdie, wanneer hy by Paardekraal gepraat het of met die herdenking van die gelofte en die herverbind aan die gelofte gesê het, laat die Here se hand eerder swaar op ons rus as wat hy ons uitwis. Laat hy ons eerder tug as wat hy ons vernietig. Maar die ander kant is net so gevaarlik, dat gelofte word iets waarop ons roem, dat die volk daarop roem en as die volk hulle op gelofte dag nie voor die Here verootmoedig nie, dan word dit 'n roemdag. Dan word dit net so gevaarlik, dan word dit soos die koperslang wat 'n stuk afgoderry word. En dat ons goeie sou sê, maar ons is die gelofte volk en die Here sal ons red, of ons is 'n gelofte volk en die Here sal nie toelaat dat ons vyande oor ons loop nie. Ek het so ruk gelede iemand gehoor wat gesê het, ons is 'n gelofte volk en ons vyande moet weet met wie hulle te maak. Kan jy dit glo? Dat mense so arrogant is. Gelofte dag is myns insiens ten diepste 'n verootmoedigingsdag. Dis ten diepste wat dit is en wat dit moet wees, dat die volk hulle diep voor die Here verootmoedig, soos hulle voorouers gedoen het toe hulle die gelofte afgelê het. Dan is ons op die regte pad. Dat ons baie diep voor die Here moet buig en dat ons moet erken dat daar is iets soos volksondes. En wanneer ons volksondes nie bely nie, wanneer ons volksondes nie oorgee aan Christus nie, dan beteken dit dat die Here se toorn al hoe meer op die volk brand en op die volk gaan lê. En nou wil ek net nog 'n ding sê, dit gaan so sleg tans met die volk in baie opsigte, dat mense sê, maar ons kan nie sulke negatiewe goed vir die arme volk sê nie, want die volk is al so vertrap, moet ons hulle nou nog verder in die modder intrap. Die positiefste ding, die wonderlikste ding wat ons vir die volk kan sê is, verootmoedig julle voor die Almagtige. Die wonderlikste ding wat ons vir die volk kan sê is, julle het diep gesondig en julle verdiende dat die Here die Afrikaner volk uitwis aan die suidpunt van Afrika. Die boerevolk verdien dit. Maar Christus, as julle terugkeer na hom toe, sal hy weet wat om met julle te doen. Hy sal weet. Gee julle self aan hom oor. Wiekers, dis die wonderlikste ding wat ons vir die volk kan sê. Ons kan nie vir die volk salf met valse trooswoorde, vrede. Ons kan nie vir die volk sê, jong, dit sal weer beter gaan, die wiel sal draai. Julle sal sien die politieke situasie in die land sal verander nie. Ons sal uiteindelik vooruitkom nie. Dit is om nie net valse hoop te skep nie. Dit is om vir die volk leuns te vertel. Ons moet vir die volk die waarheid vertel, dat die enigste een wat hulle kan verlos en red is Christus, dis net hy. En ons voorouers het 'n gelofte gedoen teenoor hom, en in term van daai gelofte moet ons nou optree. Met om die huis te stig waarmee ons begin het, toegepas op ons situasie dan by die huisbeeld om daar te bly, die fundament is slegs Christus. Slegs Christus. Daar is nie, dit is die gelofte is nie maar net om te vra, Here help ons is in nood nie, maar om te sê ons nood is juis in 'n sekere sin ook ons sonde voor U. Ja. En dat ons werklik in moeilikheid is en dat ons net erken dat U se alleen daarin die situasie kan verander. As ek jou die strekking van die gesprek saamvat. Presies. Ek wil dan maar net beklemtoon, laat dit ons dan nou werkeloos. Met ander woorde dat dit net bid is. Nee, dis bid en werk, ora et labora. Maar die begronding van 'n lewe waarin ons vryheid soek, 'n lewe waarin ons
uiteindelik dit ook van die Here verlang om oor ons eie sake te besluit en te beskik, burgerlik. Die begronding daarvan moet vir ootmoediging wees. Ek het geen kwessie daaroor nie. U het geluister na Vryspraak. Ons gas in die ateljee was Dominee Ronald Bein. Ons het op ver paaie gegaan en ons wil afsluit met die troos en die hoop dat die Here getrou is, dat die Here sy verbond hou, en wanneer ons in Christus tot die Here nader, mag ons dan ook reken op die Here se groot barmhartigheid. Maar dit mag nie by ons 'n gees van grootdoenerigheid of afgodiese self eie geregtigheid opwek nie. Inteendeel, dit moet ons op ons knie hou en dit moet ons in 'n biddende afhanklikheid voor die Here laat leef. Ronald, verskriklik baie dankie dat jy kom saam gesels het en ons hoop dat ons ook hierdie gesprek nog verder mag voer, omdat 'n volk 'n wonderlike ding is, omdat dit bestaan uit meer as een mens en dat die mens ook 'n oop gesprek in die volkshuishouding mag hê, selfs al sê mens swaar dinge, want ons het swaar dinge vanaand ook gesê, maar dat mens die liefde en die waarheid altyd op daai manier vashou. 'n Slotwoord vir jou? Baie dankie, Wikus, is 'n groot voorreg om saam te kon gesels. Ja, ek sou maar laastens weer wou aansluit by die troos. Soos jy gesê het, God is getrou en wanneer ons onsself aan hom oorhandig deur die geloof, dan is ons in die veiligste hande wat daar kan wees. Maar 'n mens oorhandig jouself juis wanneer jy buig. Laat ons buig, laat ons diep buig voor die een in wie se hande ons hele bestaan is. Baie dankie en rustige nag. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.